Môre sê woensdagoggend, kuiertyd. Ons is besig met 'n 40 dae en ons gebruik die boek van Jaco Strydom, Leef lig. Ja, en hy koppel dit aan Matteus 5. Kom ek lees hier vers 14. Julle is die lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. Julle geloof moet net so sigbaar wees soos 'n stad wat hoog bo op 'n berg gebou is. So ek en jy is die lig. Die wonderlike is dat daardie lig gewortel is in ons verhouding met die Here. Kom ek deel met julle Psalm 119 vers 105. U woord is die lamp vir my voet, die lig op my pad. So ek en jy leef vanuit die lig van die Here, maar hy gee ook vir ons 'n opdrag om as hy beelddraer sê, maar julle is ook die lig. En ek vra, gaan leef die lig. Ek het die afgelope week ook weer die mooi verhaal aangehoor van iets wat sommer in een van ons aftreeoorde gebeur. Daar is 'n sekere dame en haar buurvrou se sig is nie na wense nie. So sy het nou 'n gewoonte ontwikkel om elke oggend 'n draadjie by buurvrou te maak, haar selfoon te vat en dan enige iets wat ingekom het, SMS'e of WhatsApps, dit vir haar te lees, sodat sy op hoogte kan kom. En ja, dan as daar antwoorde gestuur moet word, dit sommer gou vir haar te tik en dit te stuur. Nou, dis 'n wonderlike manier om lig in iemand se lewe te bring. En dis eintlik hoe eenvoudig dit is. Nou die wonderlike, kom ons sê hierdie kers, my lig, gebruik ek om die lig in iemand anders se lewe aan te steek. As ek sou verhuis, of wat ook al, en my kers is nie meer in die teenwoordigheid van daardie persoon nie, doen dit letterlik niks aan daardie lig nie. Wanneer ek en jy lig gebring het, 'n liggie aangesteek het, ietsie van die Here in daardie persoon se lewe, sy hande en voete was, dan is daar lig, en niks kan daardie lig doof nie. Ons staan aan die begin van 2026, ons staan aan die begin van hierdie reeks, en ja, ek het myself net vanoggend afgevra, hoe maklik is dit om lig te wees? En gewoon deur hierdie voorbeeld van, kom ek gaan lees net my buurvrou se WhatsApps, haar SMS'e, en ek tik gou vir haar die antwoorde. So maklik is dit, om lig in iemand se lewe te wees en te bring. En dis die voorreg wat ek en jy het. Kom ons maak 2026, die jaar waar ek en jy lig leef, dat ons sy ligdraer sal wees, soos hy ons gevra het. En gaan lees maar daai twee gedeeltes. Matteus 5 en Psalm 119. Here, dankie dat U my lig is. Here, dankie dat U lig in en deur my leef. Here, dankie dat ek in hierdie wêreld U ligdraer kan wees. Here, dankie vir die voorreg om lig in iemand anders se lewe te kan bring. Help my, Here, om U ligwaardig te wees. Help my om lig te leef. Amen. Uitdaging vir die week. Daar kan baie redes wees, hoekom my en jou lig op die oomblik dalk nie helder skyn nie. En hier aan die begin van die jaar, is dit 'n tyd om selfondersoek te doen en te sê, Here, ek wil die lig wees, wat U wil hê ek moet wees. Maar dan moet ons 'n treetjie verder gaan. Die Here bring elke dag iemand oor my en jou pad, en wie se lewe ons die lig kan wees. Wie se lig ons kan aansteek, dat dit self skyn helder in hulle eie lewe. So kom ons gebruik die week, spandeer tyd met die Here, ons vat Matteus 5, ons vat Psalm 119, en ons sê, Here, ek is hier. Ek weet ek is lig,
En my lig gaan helder skyn in die jaar 2026. En Here, wys my wie U oor my pad bring, waar ek nie net 'n lig kan wees nie, waar ek 'n lig kan aansteek, wat blywend is, U lig. Ek sê vir jou, hê 'n wonderlike week, 'n liggevulde week, maar ook 'n week waar jy die ligdraer is.